geregtigheid. Ons staan vanmôre hier vrygemaak van elke vloek van die duiwel deur die opstanding van Jesus uit die dode. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Ons bring U alle lof en alle eer en alle aanbidding. En ons loof U met alles wat binne ons is, want daar is niemand soos U nie. Prys die naam van die Here. Ek loof U vanmôre, Here. Ek aanbid U vanmôre. Ek eer U vanmôre, Here, want daar is niemand soos U nie. U is die koning van die konings, die Here van die Here. U het opgestaan. U is die Alfa, U is die Omega. U is die begin en U is die einde. En U is ons koning en ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Prys die naam van die Here. Julle kan maar sit, baie dankie. Wonderlike môre die. Wonderlike môre wat die Here vir ons gegee het. Waar ons kan by mekaar kom. As daar een naweek is wat die duiwel sal graag uit die geskiedenis wil uithaal, dan is dit hierdie naweek. Hy sal dalk nog vir Vrydag gelos het om te sê Jesus is dood. Maar Sondagmôre het sy nek gebreek. Sondagmôre het gemaak dat hy oorwin is, dat Jesus het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid. Hy het gesê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Hy is die lewe. Dis nie 'n eienskap van hom nie, en daarom kon die graf hom nie hou nie, want hy is die lewe. En ek dink vanmôre daaraan, toe hy afgaan in die graf, toe bring hy in die graf ook lewe. En toe staan die mense saam met hom op in die heerlikheid en hy bring vir hulle hierdie wonderlike evangelie dat hy het opgestaan, hy het oorwin, hulle kan oorwinning hê en hulle het nie nodig om onder die mag van die duiwel gebuk te wees nie. En ek wil vanmôre vir jou hierdie ding sê, jy het nie nodig om onder die mag van die duiwel te staan nie, want Jesus het vir ons opgestaan, hy het vir ons oorwinning gebring, hy het die werke van die duiwel verbreek, sodat ons in die geregtigheid van die Here kan leef en sy oorwinning kan hê. Dan sê jy seker miskien vir jouself, maar hoekom gaan dit so met my? Staan op in daai omstandighede. Kyk jou oë na die Here en sê, Here, ek kom na 'n lewende koning toe. Ek kom na 'n lewende meester toe. Ek kom na U toe wat my kan help, wat my kan genade gee en wat vir my kan oorwinning gee. En die Here sal dit vir jou doen. En ek het getuienis daarvan dat Jesus leef. Ek het getuienis in my eie lewe waar hy my lewe verander het, waar hy my hart verander het, waar hy my kind van God gemaak het. Ek wat niks met hom wil te doen gehad het, hy omgekeer en hy het nuwe lewe en oorwinning in my lewe. Hy het my sin vir die lewe kom gee en ek kan saam met hom in heerlikheid leef. En ek het getuienis daarvan, hy het my seun uit die dode uitgehaal en hy het hom lewe gegee. Niemand en niks sal my van hom afkry nie. Jesus leef. En ek het nog 'n getuienis. Ek het hom gesien. Ek nie met my oë nie, in 'n naggesig, in 'n droom. Wat dit is, weet ek nie. Het ek Jesus gesien. En ek wil vir julle sê, alles behoort aan hom. Daar waar ek gestaan het en vir een oomblik sy aangesig en sy hele houding gesien het, het ek geweet, aan hierdie man behoort alles. Hy is in beheer van alles. En hy kan nie ontstel word deur enige iets nie, want hy is oorwinnaar oor graf en dood, en hy leef tot in alle ewigheid. So ek het vir julle 'n goeie boodskap vanmôre. Die graf is leeg, Jesus leef. En hy leef tot in alle ewigheid, en hy leef vir jou. Hy kyk nie wat verkeerd is in jou lewe nie, hy kyk waarmee kan hy jou help. Hy kyk nie of hy jou kan doodmaak nie, hy kyk of hy jou lewe kan gee. Kyk, baie keer as ons na mense kyk en sê, nee man, daai ou is so en daai ou is sis en daai ou het so gemaak. Hy kyk nie met sulke oë nie. Hy sê, kom na my toe, vermoeide en belaste. Hy sê, kom na my toe, ek wil jou genade gee. Hy sê, kom na my toe, ek wil jou nuwe lewe gee, want ek is die een wat gekom het om lewe te gee. As hy moes oordeel moes gekom het na hierdie wêreld toe, dan moes hy vir daai mense wat hom wil gekruisig het, moes hy in een oomblik die dood oor hulle gebring het. Hy het nie. Die Bybel sê, hy het nie 'n woord gepraat nie. Hy het niks gesê nie. Soos 'n lam het hulle hom na die slagpale gelei.
Het julle al gesien as 'n mens? Ek het op 'n plaas groot geword. Baie diere geslag, gesien hoe hulle dit slag. En hy ou lammetjie gaan soontoe. Hy weet nie eers waarheen hy gaan nie. En dan word hy daar op sy sy neergelê en sy keel word afgesny en jy hoor niks van hom. Hy doodstil. Gee hy 'n paar skoppe en hy's klaar. Nou sê die Bybel, soos 'n lam is hy na die slagveld gelei. En so, was julle al waar 'n bok op afgesny word. Dis nogal 'n lawaai. Dis 'n geraas. En ek dink toe Jesus afgaan in daai graf, toe hy daar ingaan, toe loop vat hy die sleutels van die dood en die doderyk, en toe is daai bok in die moeilikheid, want toe kom die Here en hy slag hom en hy vernietig hom, sodat daar niks is wat meer ons kan hou in die graf nie, en ons kan in geregtigheid opstaan en die naam van die Here groot maak. Prys die Here, ek het nou my hele preek vooruit geloop. Lees saam met my Johannes 20. Johannes 20:11 tot 18. Is vir my een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, waar Maria by die graf gekom het. Kom ons kyk wat daar gebeur. Wanneer ons dit lees vanmôre, stel vir jou voor wat het gebeur. Hier kom 'n vrou, Maria Magdalena, die vrou wat die klomp duiwels gehad het. Sy's van verlos daarvan. Sy het die voete van Jesus gesalf. En toe sê hy, van jou sal geskryf word, want jy het voor die tyd my voete kom salf. Sy kom by die graf aan. Sy's bedroef. Die een wat haar vrygemaak het van alle ongeregtigheid, sy kom om hom hulde te bring. Sy kom om 'n ritueel te kom doen, om hom te kom balsem en om te kom help. Hierdie vrou kom na 'n graf toe. Sy wil help. Sy wil haar hulde aan hom bewys. Soos baie van ons ook maar uit gewoonte goeders doen. Ek dink vanmôre toe ek daar by die huis is, ek het nie uit gewoonte vanmôre hier gedoen om te kom preek nie. Ek het vanmôre hiernatoe gekom, omdat hier binne in my 'n lewe is, omdat ek nie kan stil bly van die goedheid en die guns van die Here nie. Ek het hiernatoe gekom vanmôre, omdat ek wil vertel dat Jesus leef en hy het opgestaan, want hier binne in my is 'n bruisende heerlikheid van die Here, en ek kan nie stil bly daaroor nie. Kom ons lees die 11de vers. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. Terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waarheen hulle hom geneem het nie." En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Interessant, hè? Sy sien hom staan. Ek wat sê die Bybel, maar sy weet nie dis hy nie. Nou hoe verstaan 'n mens dit? Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat dit die tuinier was, en antwoord hom: "Meneer, as jy hom weggedra het, sê vir my waar jy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Toe hy sê Maria, toe identifiseer sy daai stem. Dit was nie die eerste keer nie. Sy draai haar om en sê vir hom: "Rabboni," dit beteken meester. Jesus sê vir haar: "Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan sê vir my broers en sê vir hulle: op na my Vader en na Vader, en my God en jou God." En Maria het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het, en en wat hy vir haar gesê het. Die oomblik toe sy haar naam sê, toe hoor sy hom. Toe weet sy, dis Jesus. En ek wil vanmôre vir jou sê, hy roep jou by jou naam. Hy kom vanmôre en hy buig na jou toe neer en hy sê vir jou: "Hier is ek. Ek roep jou vanmôre, kom na my toe, vermoeide en belaste. Kom, ek wil jou rus gee. Kom sien, ek is nie dood nie, maar ek leef." Die kerk moet begin besef, Jesus leef. Ons moet begin besef, Jesus leef. Ons moet begin besef, hy het opgestaan, die graf is leeg, en hy leef tot in alle ewigheid. Dan sal ons ophou kla oor alles, en bekommerd wees oor alles, maar ons sal vir die mense sê: "Weet jy wat? Jesus leef
en hy het opgestaan. Hy het ons in die holte van sy hand, en die Bybel sê ons is in sy handpalms gegraveer. As jy daar kyk, dan sien hy die merke in sy hand, en dan dink hy aan die dag wat hy jou met sy bloed gewas het, en jou kom uithaal het uit die duisternis, jou naam geskryf het in die boek van die lewe, sodat jy kan leef vir ewig en altyd. Doodgaan sal ek nooit, want ek leef in Christus. Ek leef in Christus. Die dag as ek van hierdie aarde af oorgaan na die ander kant, dan gaan ek na die volmaakte lewe toe. Hier's nou so 'n nuwe godsdiens wat sê dat ons gaan hier bly. Hulle die storie toe die hoofou wat dit nou gesê het, dit sal gebeur, hy is toe oorlede aan kanker, en toe het hulle hom 7 dae op 'n plek loop lê, hulle wag nou, want hy gaan nou opstaan. Maar hy soek maar graf toe. Maar dis omdat hulle gefokus het op die aarde. En hulle is nie gefokus op 'n verreëse Jesus wat opgestaan het uit die dode en wat leef tot in alle ewigheid nie. As ons hier moet bly, is ons die ellendigste van alle mense. Paulus skryf dit. Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in die sonde. Dan is ons ook die wat in Christus, dan is ons ook wat in Christus ontslaap het verlore, as hy nie opgewek is. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons elendigste van alle mense. Ons is so vasgevang in wat hier aan die gang is. Ons is so vasgevang op ons ou dag, moet daar vir ons gesorg word. Ons is so vasgevang in hierdie ding, dat ek moet hierdie ou goedjies hê. Die Here het gekom om ons vry te maak daarvan. Hy het gemaak kom om ons los te maak van die wêreld. Hy het gekom om ons meer as oorwinnaars te maak in Christus Jesus. En hy het gekom om vir ons te sorg in alles. Nie net hier nie, ook aan die ander kant. Meeste aan die ander kant. En ek weet, die Here gaan ons help. Daar by daai graf word deur Lukas geskrywe. En toe hulle baie bevrees was en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy het vir hulle gesê hy gaan opstaan, gaan lees dit. Ek het dit nou nie hier aangeteken waar dit staan nie. Hy het vir hulle gesê, die 3de dag gaan ek opstaan. Toe het Petrus nog vir hom gesê, Here, moenie so praat nie. Toe sê hy, gaan weg agter my Satan. Gaan lees dit, gaan weg agter my. Kom, fokus op my, fokus op die lewe, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Moenie op hierdie ding soek nie. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Daar het engele gestaan. Mense het dit nie aangekondig nie, engele het dit aangekondig. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou, hy het vir julle gesê, toe hy nog in Galilea was, hy sê, onthou julle nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons soek nie 'n dooie Jesus nie. Ons soek 'n lewende God wat leef tot in alle ewigheid. Ons soek ene wat ons uit die duisternis kom haal het en vir ons hierdie lewe in ons harte geplant het, sodat ons oorwinning kan hê oor alles wat ons kan kom. Daarom skryf Paulus, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my krag gee, want hierdie opstandingskrag van Christus woon in hom. Ja, ek baie keer ouens so, as hulle so stoei en roei en bekommerd is en veg en beklei, dan dink ek, broer, jy kan maar veg en beklei, Jesus het lankal hy geveg oorwin, sien dit uitraak, vat dit, maak jou eie, en jy sal die oorwinning van die Here beleef. Paulus skryf vir die Korintiërs die volgende, hy sê, ons ken hom dus nie meer na die vlees nie, al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom nie meer so nie. Hy sê daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Hierdie mense het Jesus geken as 'n persoon. Hulle het hom geken, 'n persoon wat hulle saam met hulle gestap het. Hulle het hom gevolg waar hy gegaan het. Maar ons ken hom nie meer as 'n persoon nie. Ons ken hom as 'n geopgestane Jesus wat in ons gees ingekom het en vir ons hierdie wonderlike liefde van hom kom openbaar het, sodat ons sy heerlikheid en sy guns en sy oorvloed kan ervaar en weet hy is daar om ons te help en ons genade te gee.
toe Jesus in daai graf ingegaan het hy dit nie maar net om dowe neete gedoen nie. Hy het dit om 'n rede gedoen. Kyk, daar was 'n skuldbrief teen ons geskryf, die wet het teen ons gestaan, die siel wat sondig moet sterwe. Nou wie van julle kan vanmôre hier sit en jou hand opsteek en sê ek doen geen sonde nie? Nie een van ons nie. Weet julle hoekom dien ek die Here? Omdat ek 'n redder nodig het. Ek het iemand nodig om in my plek te staan. Ek het iemand nodig om my te help. Ek het iemand nodig om my genade te gee. Hy skryf hierdie in Kolossense 2:14 en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg, weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Hy het ons sondes, ons swakhede, ons ongeregtighede, ons siektes, ons bekommernisse, ons alles het hy op daai kruis gesit en sê kyk hier, ek sit dit vir julle daar. En hier staan hy op, die 3de dag uit die graf. En hy kom by Maria vol bekommernis wat hom in die vlees gevolg het. Hy sê vir haar Maria. Toe hy sê Maria, toe sê sy, o my Here en my God. Toe kom daar 'n openbaring van Christus in haar lewe, van 'n opgestane Jesus. Toe sê hy, wag net so 'n bietjie. Ek gaan na my Vader. Moenie my eers aanraak nie, maar gaan sê vir my broers. Ek het opgestaan. En ek kom weer na julle toe. En ek sê vanmôre vir julle, hy het vir my gesê, sê vir julle, hy het opgestaan. En hy leef tot in alle ewigheid. Hy het opgestaan en hy's lief vir jou. Hy stel belang in jou. Hy roep jou vanmôre op jou naam. Hy sê, kom na my toe. Ek wil jou help. Ek wil jou genade gee. En ek wil jou oorwinning bring. Waar is daai ander gedeelte van hy skrif is vir my so mooi. O ja, die 15de vers. Hy sê, nadat hy die owerhede en magte, Kolossense 2:15, uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hy het die mag van die duiwel wat hy oor die mens gehad het, verbreek. Hy het die mag van die wet wat uitgespreek is, het hy op hom geneem en gesê, nou is ek jou versoening by God, sodat jy voor my kan staan in geregtigheid en voor die Vader kan staan, want ek het gekom om hierdie mag oor jou lewe te breek en jou genade te gee. Hy het vir ons die pad hemel toe kom oopmaak, gelyk maak, sodat ons in die heerlikheid van die Here kan ingaan. Dit is wat Jesus kom doen het. Ek het hier geskrywe, wanneer gaan ons glo Jesus leef? Wanneer gaan ons glo hy wil ons seën? Weet jy wat, hy wil jou seën, maar jy keer dit. Ja maar ek het dit gedoen en daai ene het dat gedoen en daai ene het dit gedoen. Kry daai goed uit jou oë uit. Fokus op Jesus. Hy wil jou seën. Hy wil sy guns oor jou uitstort. Hy wil jou vrymaak van sonde. Hy wil sy geregtigheid in jou lewe uitstort. Hy wil jou seën hier op aarde sodat jy sy heerlikheid kan uitdra en 'n teken van blydskap en oorwinning van die Here is. Dis vreeslik. Ek het al gedink, mense baie ouens kyk, wat sê hulle, hy is 'n kind van die Here, en dan kyk ek sê, ek weet nie, ek stel nie belang nie, hy is amper sê ek nou treurig, weet nie hoe ek het moet stel nie, maar ek het in tyd geword, dat die kinders van die Here, besef Jesus leef, dat daar 'n glimlag op hulle gesig kom, nie so 'n lang donkie gesig het nie, maar 'n glimlag op jou gesig kry, en die heerlikheid van die Here kan uit jou uitstraal, en laat mense kan sien, jy stap die pad van geregtigheid, en jy laat nie toe dat die duiwel jou oorwin nie, en jy weet, die Here gaan jou oorwinning gee. Wanneer gaan ons uitkom uit die veroordeling? Glo liewers, die duiwel is veroordeel. Hy's veroordeel, geoordeel en hy is klaar, hy kan nie terugkom nie. Hy is verbreek sy mag, die hel wag op hom, maar op ons wag die heerlikheid en die oorwinning en die blydskap en die seën van die Here. Wanneer gaan ons dit begin glo? As jy dit nie glo nie, kan dit nie met jou gebeur nie. As jy nie glo die Here gaan jou seën nie, dan blok jy die seëninge. Jy keer dit. Jy moet besef, Jesus wil jou seën.
Dis tyd om in die vryheid van die Here te leef. Sjoe, man, dis lekker om in die vryheid van die Here te leef. Dis lekker om te weet, my sonde is vergewe. Ek sal dit nooit vergeet, daai aand wat die Here my hart verander. Toe ek vir my vrou sê, ek dink, die Here het my siel gered, 1 uur in die nag, na 'n worsteling. Toe ek dit vir haar sê, toe kom daar 'n blydskap in my. Ek huppel deur daai huis, ek wil sommer die pastoor gaan bel, en vir hom sê, man, jene, hier het iets met my gebeur, ken jy hierdie besigheid, ek is 'n nuwe mens. Toe sê my vrou, moenie bel, dan luister die mense in, dit was nog hy 2 kortes en 'n lange, of 4 langes in daai. Maar hy sê, ek kan nie slaap nie, en ek is in daai huis, ek is heeltemal buite myself van blydskap. Daar het 'n las van my afgeval, wat ek gedra het, dag vir dag. Ek het altyd so geloop, so in die grond, so, gelyk soos 'n jong buffeltjie. Toe tel my kop op. Ek het daai so 'n weekie na, toe kry ek krampe hier in my nek, want my kop het ook opgetel. Want hy las is van my af weg. Ek lieg nie vir julle, dis die waarheid. Die Here het my hele lewe in 1 oomblik so verander. Hy wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Hoekom? Omdat Christus opgestaan het. Omdat hy leef. Daarom kan ek vanmôre hier staan. En daarom sit jy hier vanmôre as kind van die Here. En jy het niks om te vrees nie. Leef in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Leef in die liefde waarmee die Here jou gegee het. Leef en verkondig die woord tydig en ontydig, sê die Bybel, en vertel van die goedheid en die guns van die Here. Tyd om te besef, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Wie ek weet, op 'n stadium, as ek moes kom preek, was ek so op my senuwees. As ek so op my senuwees raak, dan gaap ek. Vreeslik. En dan brand my oë, want my trane loop soos ek gaap. Ek weet nie of dit 'n suurstoftekort is of wat dit is, en ek bang. Sê die duiwel vir my, hierdie opbreekie wat jy vanmôre het, gaan die mense vir jou lag, man. En dan glo ek hom, en dan kom ek gespanne. En een môre sit ek daar by my huis, ek sê, duiwel, ek gaan in die vryheid waarmee die Here my geroep het. Ek gaan nie meer gespanne wees nie. Vat jou goed en maak dat jy wegkom. Vat jou veroordeling en loop van my af weg, want die Here het my vrygemaak en ek sal sê wat hy my gesê het en die heerlikheid van die Here sal met my wees. Ek staan vanmôre hier omdat ek Jesus glo. Vanmôre hier omdat ek glo, hy het opgestaan uit die dode en hy leef tot in alle ewigheid. Anders het ek nie hier gestaan nie. En omdat ek hy glo, is die heerlikheid van die Here hier om jou te oorvloed met sy genade en sy guns en sy seën. Tyd om die wonderwerke te verwag. Ek verwag, die Here gaan wonderwerke doen. Ek het nou ook sit 'n tyd per dag nou uit. Al kos dit my ook my werk, ek gee nie om nie. Sit ek uit. Ek soek die Here, want ek wil die heerlikheid van die Here sien. Want die Bybel sê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. In my naam sal hulle met nuwe tale spreek. Op my naam sal hulle hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Ek glo dit met my hele hart. En waar die evangelie verkondig is, sal mense gered word en hulle harte verander word. Ons moet begin om die beloftes van die Here te glo. Ons moet begin om te konsentreer op dit wat Jesus vir ons gesê het toe hy die graf uit opgestaan. Hierdie goed het hy gesê nadat hy uit die graf uit opgestaan het. Het hy vir hulle gesê, gaan, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy het ons hierdie beloftes gegee, hy het gesê ons moet dit gaan doen en ons moet gaan optree. En hy het ook vir hulle gesê, gaan wag in die oppersaal. Waarvoor moet hulle wag? Vir die uitstorting van die Heilige Gees. Vir hy selfe Gees, wat hom uit die dode opgewek het, dat dit in ons harte kan kom, sodat ons kan opstaan in die geregtigheid van die Here, en nie nodig het om te vrees nie, dat hy selfde Gees die wonders van God kan doen, en die heerlikheid van die Here kan kom. Romeine 8:11 sê,
dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, is binne in ons. Daai selfde Gees van oorwinning is in ons en ons het nie nodig om gebuk te gaan onder die werke van die duiwel nie. Hy is ons redder. Hy is ons hoop. Hy is ons geregtigheid. Hy is ons koning en hy duiwel, vat jou hande af. Vat jou goed en loop. En in hierdie naam sal hy sy knie buig. Hy sal buig voor die heerlikheid van die Here, want ons God is 'n oorwinnaar tot in alle ewigheid. Ons dien hom nie deur werke nie, ons dien hom in ons gees. En omdat ons hom in ons gees dien en hy in ons gees woon, hier binnekant in ons is ons met hom besig en oorwin ons die aardse goed deur die Gees van God. Hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Die dinge wat die wêreld na jou toe kan slinger, kan jou niks maak nie, want hy wat hier in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Ons moet net begin om te gebruik wat die Here vir ons gegee het. Lyk my baie ouens, hulle geniet dit om te kla en te kerm. Ek het eendag by 'n dokter gekom. Toe sê hy vir my man, 80% van die mense wat by my inkom het nie nodig vir pille en sulke goed nie. Hulle wil net soek net iemand wat kan luister. En as hulle weggaan, dan gee ek maar so vir hulle so ietsie. Maar dat ek na hulle geluister. Baie keer nie eens raad gegee nie, ek het net geluister. Daar is iemand na wie jy toe kan gaan. Sy naam is Jesus. Hy sê, gaan na jou binnekamer. Sluit jou deur. Bid jou God wat in die verborgene is, en hy sal jou in die openbaar vergelde. Weet jy wat? Hy vertel dit nie vir ander mense nie. Hy hou dit vir homself. Hy vat jou sonde weg, sit dit in die diepte van die see. Hy maak jou rein van ongeregtigheid. Hy deel met jou en jy sien die vlekke op jou raak en jy sê, Here, gee my genade, was my met u bloed, verander my lewe en bring vir my oorwinning. Toe ek eendag in 'n krisis in my lewe sit, toe sê ek, Here, ek verstaan nie nou hoekom dit moet my so gaan nie. Toe sê die Here, onthou jy het vir my daai gevra? Ek sê, ja, Here. Hy sê, maar dis binne in jou en ek moet dit uithaal. En baie keer moet ons deur goed gaan om dit uit ons te kry. Baie keer moet ons deur 'n moeilike omstandighede gaan, sodat hy kan kom en ons oorwinning gee en dat ons op hom kan vertrou en nie op onsself nie. Ons grootste gevaar is onsself. Kyk, ek is aan 'n goeie man, jong. Ek is aan 'n pastoor. Kyk jy so rond. Jy's 'n mens wat God nodig het. Sy heerlikheid is binne in jou hart en deur hom kan jy opstaan in die geregtigheid van die Here. En deur hom kom hy en hy sit jou op hoër hoogtes en hy verhef jou en bring vir jou oorwinning en gee vir jou oorwinning na oorwinning na oorwinning. Baie kere kan hy nie vir ons gee wat ons hom vra nie, want hy weet ons sal dit nie kan hanteer nie. Want hy ken ons. Buig voor hom, sê Here, kom laat hierdie opstandingskrag hier in my beginne werk. Paulus bid vir die Efesiërs, hy sê Here gee hulle geopende oë van hulle verstand, Efesiërs 2:18, sodat hulle kan sien die hoop van hulle roeping in Christus Jesus, sodat hulle kan sien die grootheid van God en die opstandingskrag van Jesus uit die dode, sodat hulle kan sien wat het hy vir ons doen. Hy het vir ons wonder doen. Hy het vir ons die lewe gebring. Hy het vir ons oorwinning gebring. Hy het vir ons gebring om ons op hoër hoogtes te stel, sodat ons in oorwinning voor die Here kan leef. Dankie daarvoor, Here. As jy vanmôre sê, Here, help my. Here, maak my oë oop sodat ek kan sien. Sodat ek soos Maria u stem kan hoor en kan sê, my Here en my God staan op jou voete. En sê, Here, hier is ek vanmôre. Ek kyk vanmôre na u toe. Ek kom vanmôre na u toe met my lewe. Ek kom vanmôre na u toe met alles. En ek weet u gaan vir my 'n oplossing gee. Here, ons wat voor u staan vanmôre.
Ek kom Here en kom gee ons nuwe gesig en heerlikheid en oorvloed en guns van U. Kom gee ons 'n nuwe uitkyk op die lewe wat oorwinning van Christus is. Toe Paulus in die tronk is, toe sing hy. Toe bid hulle, skud daai deure en U maak dit oop, want hulle oë was nie gefestig op hulle omstandighede nie. Hulle oë was gefestig op 'n opgestane Jesus. Prys die naam van die Here. Gee ons daai geloof in ons harte, Here. Help ons om te sien die graf is leeg en U het opgestaan. U roep hulle vanmôre by hulle naam en U sê vir hulle, hier is ek. En hulle gaan vanmôre sê, my Here en my God. Hulle gaan U heerlikheid sien. Hulle gaan U oorwinning sien. Ek spreek dit vanmôre oor hulle uit in die naam van Jesus. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat U die sluier sal kom wegneem, sodat ons die heerlikheid van Jesus sal sien en die genade van God oor ons net groter en groter sal word. Dankie dat ons op U kan vertrou. En dankie dat ons kinders van U kan wees. En dankie dat ons in oorwinning kan leef. En dankie dat ons kan weet as ons môre of vanaand gaan slaap en môreoggend opstaan, is U nog by ons. Dankie dat U nie vir ons 'n klomp werke gegee het om mense met klippe te loop gooi en sulke goed te doen nie, maar in ons harte kan ons net opstaan en besef Jesus leef en hy leef tot in alle ewigheid. Ons eer U vanmôre daarvoor. Prys die naam van die Here. Ek dank U, Here, vir U goedheid en U guns en U oorvloed. Here, ek ervaar vanmôre die Heilige Gees werk in mense se harte en kom maak hulle vry van bekommernis en oordeel en hulle kom in die vryheid en in die guns en in die heerlikheid van die Here. Laat dit vanmôre gebeur. Laat ons sal opstaan. Die woord van die Here sê, werp julle bekommernisse op my, ek sorg vir julle. Kom sit jou bekommernisse aan die voete van die Here neer vanmôre en sê, Here, ek stap in vryheid hier weg. Kom sê vir die duiwel, jy het my genoeg getreiter. Ek kyk my oë na opgestane Jesus en hy noem my op my naam om te vrees nie. Dankie daarvoor, Here, dankie daarvoor. Dankie daarvoor, Here, dat ons kinders van God kan wees. Steek so 'n bietjie jou hande op en sê, dankie dat ek kind van God kan wees. Dankie dat ek vry kan wees. Dankie, Here, dat U my kom seën. Dankie, Here, dat ek môre en oormôre seën van die Here kan verwag. Soveel dat ek nie weet wat om daarmee te maak nie, dat ek dit vir ander ook kan gee. In Jesus se wonderlike naam. Prys die naam van die Here. Halleluja. Kom ons sing, maak die naam van die Here groot.